Welcome to another episode of Boertjie en Os. Welkom by nog 'n episode van Boertjie en Os. This episode will basically be in Afrikaans, and I'll do another episode in English, or you can read the subtitles, and it's about my identity. Hierdie episode gaan 'n bietjie anders te wees. Dit gaan oor wie ek is, wat my identiteit is. Hoekom doen ek dit? Want ek word baie gevra, waar kom jy vandaan? Wie is jy regtig? My erfenis, 'n stil erfenis, my identiteit. Hulle vra my soms, wie is jy regtig? En ek dink eers, want die antwoord is nie lig nie. Dit dra gewig, dit dra tyd. Ek sê uiteindelik, ek is 'n boer. Nie net iemand wat grond bewerk nie, maar iemand wat verstaan, dat alles wat lewe, eers moet lei, moet wag, moet hoop, voor dit groei. Ek kom van Suid-Afrika, 'n land wat jou leer dat die aarde hard kan wees, maar ook heilig. 'n Land wat op jou knieë bring en jou dan dwing om weer op te staan. My identiteit het nie by my begin nie. Dit het lank voor my asem begin. Ek is tussen die 9de en die 11de geslag waarvan ek weet, maar ek dra veel meer as 10 lewens saam met my. My ouma, baie geslagte terug, miskien in die 1700s, het geleef in 'n tyd van ossewaans en oop vlaktes. Sy het kinders grootgemaak rondom 'n kampvuur, waar die nag donker was en die gevaar naby. Sy moes beskerm teen wilde diere, teen aanvalle, teen 'n wêreld wat niks beloof het nie. Haar dogter, gebore iewers in die 1800s, het gesien hoe vure die nag verlig, waar huise moes staan. Sy het gesien hoe alles waarvoor gewerk is in rook verdwyn. Sy het haar kinders vasgehou toe hulle in kampe gegooi is, waar siekte, honger en vrees die lug gevul het. Sy het nie geweet of môre sou kom nie, maar sy het gebid en aangehou asemhaal. My oupa, baie geslagte terug, het oor die Afrika vlaktes getrek van Stellenbosch af en het hom gevestig in die Pilanesberg naby Rustenburg. Daar is vir geslagte geboer.
daar is wortels geskiet. Maar sy nageslag sou deel wees van 'n oorlog teen Brittanje, 'n oorlog wat 'n groot leemte in sy lewe sou los. Hy is moontlik na 'n eiland weggevoer, gevangene, geneem deur die pommies, weg van sy grond, weg van sy mense, sy plaas is afgebrand, tot daar niks oorgebly het nie. Geen huis, geen lande, geen sekerheid. Wat hou 'n mens aan die lewe as alles weg is, alles wat jy gehad het, alles weg is? Geloof, net geloof, en die wil om nie op te gee nie, maar om aan te hou, net aan te hou. My ouma, gebore toe die wêreld nog stadiger was, het meer gesien as wat een lewe behoort te dra. Sy het oorlog geken. Sy het siekte oorleef. Toe mense rondom haar geval het, sy het armoede geken. Was stil, was skaam, maar diep gesny het. En tog het sy aangehou. Sy het kinders grootgemaak. Toe die wêreld onstabiel was, en die toekoms onseker. My oupa het nie maklik geleef nie. Hy het sy krag, sy tyd en uiteindelik sy lewe gegee, sodat sy kinders net 'n kans kon hê. Toe die regering sy plaas in die Pilanesberg weggeneem en dit plek vir 'n nasionale park gemaak is sy wortels uit die grond geskeur. Hy moes sy familie neem en weer vooraf begin. Nie leksheid nie, net 'n kans. My pa en ma het al eie oorlog geken. Nie altyd met gewere nie, maar met vrees, onsekerheid en verantwoordelikheid. Hulle het bly staan, sodat ons nie hoef te val nie. En toe, ja, toe was ek daar.
Ek het groot geword in son en stof, in lag wat eg was, in dae wat lank was, nagte vol sterre. Ek het in bergpoele geswem, sonder om te weet hoe skaars veiligheid is. Ek het buite geslaap, sonder om te weet hoe kosbaar vrede is. Ek het nie van politiek geweet nie. Ek het nie van geskiedenis geweet nie. Ek het net geleef. Toe het die wêreld verander. Toe ek die skool verlaat, is my kinderdae stilweg weggeneem. Daar sou iets vir my voorlê wat die kind uit my sou neem. Diensplig, diensplig, dieselfde pad as my pa. Ons vryheid is ingeperk. Ons persoonlikheid afgebreek. Ons is gevorm deur druk. Ons is gevorm deur stilte, deur gehoorsaamheid. Ons is mans gemaak, voor ons gereed was. Maar selfs toe, was daar trots, nie omdat dit maklik was nie, maar omdat ons geglo het, dit was nodig, vir ons mense, vir ons land, vir kinders wat nog nie eens gebore was nie. En vandag, wanneer ek stil staan en oor die land kyk, dra ek alles saam met my. Die pyn, die verlies, die geloof, die volharding. Ek is nie net ek nie. Ek is die som van almal wat nie opgegee het nie.
Ek is 'n boer. Ek is uit hierdie grond gebore, al het dit my nie altyd gespaar nie. Ek weet waar ek vandaan kom, en daarom sal ek altyd weet wie ek is. Hulle het altyd gesê, 'n boer verlaat nie sy grond nie. Maar wat gebeur as die grond wat jou grootgemaak het, nie meer jou kinders kan beskerm nie? Wat gebeur wanneer bly gevaarliker raak as weggaan? My volgende verhaal gaan nie oor vlug nie. Dit gaan oor 'n keuse wat geen man wil maak nie. Dankie vir die geleentheid wat jy my gegee het om te luister na wie ek is en waar ek vandaan kom. En deel saam met my waarheen ek op pad is in my volgende episode. Sien julle dan.